Goeiedag en baie welkom by Woordspieël. Ons maak vandag klaar met Genesis. Genesis hoofstuk 50. En ek lees vir jou Genesis 50 vers 19 tot 20 met die tema Ek is nie in God se skoene nie. Genesis 50 vers 19. Maar Josef sê vir hulle: Moenie vir my bang wees nie. Ek is nie in God se skoene om julle te straf nie. Julle het my wel kwaad aangedoen, maar God het die kwaad wat julle gedoen het omgekeer en in iets wat goed is. Hy het deur my gesorg dat 'n groot volk oorleef. So Jakob is oorlede en as Josef wou wraak neem, dan was dit nou die kans om wraak te neem op sy broers, want sy pa is nie meer daar om dit te sien nie. Sy broers het dit verwag. Wag tot hulle pa oorlede is en neem dan wraak. Maar Josef was waarlik vry van daardie wraak en haat emosies. God moes werklik 'n diep werk in hom gedoen het om op hierdie punt te kom. Hy besef hy is deel van God se groot plan en God het hom gebruik om sy plan te kon vestig en sy plan te kon uitvoer. In daardie proses laat God goed toe wat nie vir ons altyd lekker is nie, wat nie altyd vir ons goed is nie, maar hy is altyd by ons en hy laat dit ten goeie uitwerk. Vir baie mense is dit belaglik dat God goed kan toelaat wat nie goed is nie. Ons vergeet dat slegte goed deel van ons lewens is, of God betrokke is of nie. Slegte goed gaan gebeur. Maar as ons lewens in sy hand is, dan vervul hy sy doel daarmee en dan laat hy dit ten goeie uitwerk. Omdat Josef dit gesnap het, kon hy lig leef en met sy laste laat gaan, daai laste van haat, daai laste van wraak. En ek moet dieselfde perspektief behou, jy moet dieselfde perspektief behou deur hierdie lewe. Ek is God se kind, ek is sy ambassadeur, hy sorg vir my, hy dra my, hy seën my, hy gebruik my soos hy wil. Ek is nie gemaak om soos 'n porseleinpop op 'n rak te sit, waar niks met my gebeur nie en waar ek net geen krapmertjies kry of niks van die lewe beleef nie. Nee, ek beleef die houe van die lewe, ek beleef die realiteit van die lewe, maar ek is bevoorreg dat God my deel maak van sy planne en dat hy sy planne deur my tot uitvoering bring en dat ek hom kan verheerlik en dan ook kan deel hê aan sy lewe en aan die lewe wat hy bring in hierdie wêreld in. So mag ek en jy regtig toelaat dat God in ons werk. Al is ons nie in sy skoene en verstaan ons nie dit altyd nie, dat ons hom sal vertrou, dat ons saam met die plan sal gaan, al verstaan ons dit nie en dan ook sal toelaat dat God ons heel en skoon hou van enige emosies van haat en wraak en bitterheid, sodat ons soos Josef hier kan staan en sê, God het my gebruik en hy het alles ten goeie laat uitwerk. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U my gebruik om goed in hierdie wêreld te doen. Dankie dat dat ek kan vertrou dat U alles ten goeie laat uitwerk. Miskien sien ek dit nie nou nie, maar miskien ek sal dit eendag sien. En dankie dat ek daarom lig deur die lewe kan reis met die wete my lewe is in U hande. Amen. Here seën jou, mag jy 'n wonderlike dag hê. Ek sien jou vir die volgende video.